Baie welkom by die voorlesing van die Afrikaanse Sabbatskoolles vir blindes en swaarsiendes. Hierdie lesse word voorsien deur die Wêreldkonferensie van die Sewende Dag Adventiste Kerk. Die voorlesing van die les word aan u gebring deur SSL in samewerking met Adventiste Wêreldradio Afrikaans en word voorgeles deur Marlena Nel. Maandag 1 Junie. Invluisterings van die Heilige Gees. Op 'n dag staan en dink 'n getroude man aan die vervreemding wat onlangs tussen hom en sy vrou ingetree het. Skielik dring dit tot hom deur dat hy eintlik verkeerd was. Hy was haar nie goedgesind nie. Sy woorde was onvriendelik en hy het dinge kwyt geraak waaroor hy nou vreeslik spyt is. Skaars kom die besef of 'n ander gedagte verdring dit. Maar was dit nie eintlik maar haar verdiende loon nie? Klink hierdie gedagtegang vir jou bekend? Die een oomblik spook mens met gevoelens van berou en die volgende het jy allerlei regverdigings vir jou verkeerde dade en gedagtes. Dit gebeur sommer in 'n japtrap. Hoewel dit nie altyd maklik is om die woorde "ek is jammer oor hierdie of daardie ding" te uiter nie, is dit tog so onontbeerlik. Beide vir die herstel en instandhouding van ons verhoudings. Dit geld ook vir ons vriendskap met God. Die invluisterende Gees spoor tot ons 'n sondebesef aan, toon waar en wat ons verkeerd gedoen het. En hierdie invluisteringe roer die hart. Tog is dit maklik om daardie fluisterstem van die Heilige Gees te ignoreer deur bloot ons verkeerde optrede te probeer regverdig. Een van die take wat die Heilige Gees het, is om, soos gelees in Johannes 16 vers 7 en 8, die wêreld van sonde te oortuig. Wat 'n wonderlike genadegawe! Lukas 11 vers 13 sê vir ons, as julle dan wat sleg is, weet om goeie gawes aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal die Hemelse Vader die Heilige Gees gee aan die wat hom aanbid. Groot is ons behoefte immers aan hierdie aansporings tot sondebesef, sodat ons 'n einde aan die sluipende vervreemding tussen ons en God kan bring. Lees Hosea 6. Wat merk jy hier aangaande die wyse waarop die Here homself in hierdie oproep tot berou beskryf? Ons lees hoofstuk 6 van Hosea. Kom en laat ons terugkeer tot die Here, want hy het verskeur en sal ons genees. Hy het geslaan en sal ons verbind. Hy sal ons na 2 dae lewend maak, op die 3de dag ons laat opstaan, sodat ons voor sy aangesig kan lewe. En laat ons dit najaag om die Here te ken. Sy opgang is so seker soos die dagbreek, en hy sal tot ons kom soos die reën, soos die laatreëns wat die aarde besproei. Wat sal ek met jou doen, o Efraim? Wat sal ek met jou doen, o Juda, aangesien julle liefde is soos 'n môrewolk en soos 'n dou wat vroeg weer verdwyn? Daarom het ek hulle neergekap deur die profete, hulle gedood deur die woorde van my mond, en die oordeele oor jou kom te verskyn soos 'n ligstraal. Want ek het 'n behae in liefde en nie in offerande nie, en in kennis van God meer as brandoffers. Maar hulle het soos Adam die verbond oortree, daar het hulle troueloos teen my gehandel. Gilead is 'n stad van kwaaddoeners, vol bloedspore. En soos 'n rower op die loer lê, loer 'n priesterbende. Hulle pleeg moord op die pad na Sechem. Ja, hulle het skandelike dade gedoen. In die huis van Israel het ek 'n afskuwelike ding gesien. Efraim het daar tot hoerery verval. Israel is verontreinig. Ook vir jou, o Juda, is daar 'n oes beskik as ek die lot van my volk verander. Hosea hoofstuk 6. Let op die rol wat die Heilige Gees in hierdie terugentingsproses aan die wingerdstok speel. Johannes 15 vers 4 lees, bly in my soos ek in julle. Net soos die loot geen vrug kan dra van homself as dit nie in die wynstok bly nie, so julle ook nie as julle nie in my bly nie. Die volgende aanhaling lees ons uit Ellen G. White, The Desire of Ages, bladsy 300. Dikwels is ons verdrietig, omdat ons met die onaangename gevolge van ons bose dade te kampe het. Dit is geensins berou nie. Ware berou oor sonde spruit uit die werking van die invluisterende Gees.
Wanneer ons so die Heiland minag en grief, onthul die Gees die ondankbaarheid in ons harte en bring ons met 'n gees van boetvaardig tot aan die voet van die kruis. Met elke sonde word Jesus opnuut verwond en daarom betreur ons die sondes wat hom sielesmart besorg. Hierdie is die soort droefheid wat tot die versaking van sonde lei. Ellen G. White, The Desire of Ages, bladsy 300. Die feit bly staan, wanneer ons doelbewus kies om te sondig of weier om troetelsondes te laat staan, vervreemd dit ons van die Here en belemmer sodoende enige vordering in ons wandel met hom. Hoewel ons duidelik nie volmaak is nie, kan en behoort ons wel tot inkeer te kom wanneer die Heilige Gees op ons sondes wys. Efesiërs 4 vers 30 sê vir ons, en bedroef nie die Heilige Gees van God nie, deur wie julle verseël is tot die dag van verlossing. Hoe lank gelede het jy 'n pleitstem tot berou of bestraffing ontvang? En hoe het jy daarop reageer? Gaan nou op jou knieë en bid dat die Here deur die loop van hierdie week jou hart sal versag en jou ore sal oopmaak, sodat sy roepstem in die woord jou kan bereik.